Iemand sê eendag vir my, Pastor Attie, word nou 77. Wanneer gaan jy ophou om te spring? Ek sê, ek gaan nou ophou spring, ek spring tot aan die einde toe. Ek wil dans voor die Here, ek wil huppel as ek loop. Weet jy wat? Hy's lofwaardig, hy's prysingswaardig, hy's aanbiddingswaardig. En ek is so bly ek het by hierdie kerk uitgekom. Nou ek kom daar die Bosveld uit van Ellisras waar ek 25 jaar daar was. Ek is in Gerda en soos hy's nou 5 maande terug oorlede. Wat 'n kosbare vrou. Weet u wat? Dan kom ek baie keer van die huisbesoek af, dan het ek gevoel daai dronk oom het sy vrou nou geslaan, dan kom ek by die huis aan omgekom. Dan sê my vrou vir my, gaan dit eers buitekant toe, gaan spoeg dit eers uit, dan kom jy terug. Jy bring dit nie in hierdie huis in nie. Ek wil vir jou sê, luister, in hierdie huis word die Here gedien. Ek wil vanmôre vir u sê, dien die Here. Weet u wat? Die Here is en bly dieselfde. Hy het nog nooit verander nie en hy gaan ook nie verander. Nou, ek het gedink ek wou ietsie vir genoem het, maar ek dink ons sal dit by 'n volgende geleentheid noem. Ek het nou so 'n kosbaar pastoor bring altyd so mooi goedjies. Toe dink ek sal nou ook, ek het nou so mooi gedagtetjie gehad, maar ons sal dit volgende keer vir u bring. Nou, ek wil vir u sê, jy is en bly kosbaar vir die Here. Nou, ek het net nou gesê, daai kosbare vrou van my, sy het nou altyd, ek is so bly, my kinders is my 2 dogters, is hier met my skoonseun is hier vanmôre, wat 'n voorreg. En pastoor, ek wil vir jou en suster sê, ons is baie lief vir julle. Hierdie pastoor en sy vrou doen 'n groot werk. Hulle is kosbaar vir die Here en ons wil vir die Here sê dankie. Kan ons vir die Here hande klap gee vir hierdie 2 mense? Here, ons bid die mooiste, rykste seën oor hierdie 2 kosbare mense aan. Nou my broer en suster, jy's kosbaar vir die Here. Jy's spesiaal vir die Here. Nou ek wil vir u sê baie male, dan weet 'n mens nie watter kant toe of wat om te sê nie, maar een ding weet ek, die Here is goed. Nou, miskien gaan ek dit tog vir u sê. Ek staan eendag en ons sê, en ek hoor iemand sê, pastoor, ou mense, en vroumense, en kinders. En die ou oom Johan sê, hy sê, en? Ek sê, oom Johan, nou, jy hoor dan die broer sê, ou mense, vroumense en kinders. Hy sê, en? Ek sê, oom Johan sê het ook net, hoor oom Johan nie wat hulle sê nie, ou mense, vroumense en kinders. En? Ek sê, oom Johan, en wat? Hy sê, en pastore. So, maar die mense lag vir my, hulle sê, pastoor, jy wil mos, so jy het dit nog gekry. So ek wil, weet jy wat? Nou goed, ons pastoor, ek val ook in. Ou mense, moenie sleg voel nie. Susters, moenie sleg voel nie. Kinders, moenie sleg voel nie. Pastoor is ook in. Prys die Here. Nou, ek wil vanmôre vir 'n kort gedagte met u bring vanmôre oor Jesus se vrede. Daar's 'n ou koortjie wat sê, o die vrede wat hy gee, dit word nog altyd meer, na mate ek hom beter ken. Ek wil vanmôre vir u sê, ken die Here in al jou weë. Ken hom in al jou omstandighede, ken hom in al jou situasies, in al jou omstandighede, situasies. Miskien moet ek dit vir u noem. Ek en my skoonsister, so 10 jaar terug, ry ons van Pietersburg af, ons kom terug Ellisras toe, en dit word so skemer die aand, en die daai tyd wat jou ligte nie baie goed is nie, en dit ry, en 'n groot steenkoolorrie maak 'n U-draai in die pad, en ek en my skoonsister reg onder die trok in. Ek is bo oor die stuurwiel, slaan die windskerm so 'n gat in my kop, bewusteloos, die bloed stroom in my kop uit. Hulle breek, ek trek die kar onder die trok uit. Hulle breek die deure oop, kry ons uit. En maar terwyl ek my bewussyn herwin, sê ek vir my suster, as ons dit nie maak nie, kom ons maak net seker ons het vrede by die Here. Ek wil vir iemand vanmôre sê, maak seker jy het vrede by die Here. Weet u wat, dood vra nie, dood nie 'n bestelling met jou nie. Dood kom wanneer jy dit nie verwag nie. Omstandig, ek weet nie hoe ek moet vanmôre vir iemand moet sê nie, luister mooi, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. En ons sit in daardie motor, ek sê vir my skoonsister, ek sê sussie, kom ons bid net. As ons dit nie maak nie, as daar enige iets tussen my en die Here of jou en die Here is, kom ons vra die Here vir vergifnis. Kom ons maak seker, en ek vat haar hand so, en die bloed loop uit my voorkop uit, en sy's lelik, met die veilige skottel lelik geruk,
en ek bid, vra vir hulle kry ons uit, vat ons met die ambulance, 2 ambulance, ry met haar reg deur, ons kom al 2 Pretoria toe, en in die ambulance toe sterf sy. Weet u wat, paar ure voor dit, was daar tyd gewees, om reg te maak. Vanmôre wil ek vir iemand sê, maak reg met God. Maak reg. I don't know about tomorrow, but one thing I know, He holds my hand. Don't give up. He's on the brink of you are on the brink of a miracle. God will carry you through, He'll guide you through, He'll protect you through. Hy sal jou help vanmôre. Ek wil vir u môre sê, ek is so bly ek behoort aan Jesus. Ek so bly hy red, hy verlos, hy genees, hy voorsien. Ek wil vanmôre vir iemand sê, weet net vanmôre, hy gaan vir jou iets baie spesiaals doen. Nou luister mooi. Jesus se vrede. Hoor mooi wat sê hy. Hy sê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle. Hoor nou, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ek in my. Luister mooi, kind van God, hoor nou mooi, hy sê ek gaan weer en sal julle na my toe neem. Vanmôre het ek vir jou 'n boodskap vanmôre. Baie mense harte is ontstel, baie mense het nie vrede nie. Ek wil vanmôre sê, hy gee nog vrede as jy wil vrede hê. Hy maar die vrede rus by jou, die begeerte rus by jou. As jy wil vrede hê, kry vrede vanmôre. Want weet jy wat, vrede is kosbaar, liefde is kosbaar, maar die vrede van die Here maak 'n mens bly. Dit maak jou opgewonde, dat jy saam met die koortjiedigter wil sê, ek wil dans voor die Here, ek wil huppel as ek loop, halleluja, ek sê, kom ons staan vir 'n oomblik, kinders van die Here, gemeente, kom ons staan, en ons sê, gee vir die Here hande klap vanmôre, hy leef, halleluja, 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 omdat hy leef, sien ons kans vanmôre, halleluja. Prys die Here, baie dankie, neem jy sy plek. Ek staan eendag by mense, en ek hoor die een sê vir die ander, joh, ons gaan vanaand weer dans hoor. Ons daar is 'n groot orkes. Hy sê, hy weet nie, ek is pastoor nie. Hy sê, broer, wil jy nie saam kom dans vanaand nie? Ek sê, nee, ek gaan ook dans vanaand. Hy sê, en die ander man, hy sê, moenie vir hom vra nie, hy is 'n pastoor. Ek sê, nee, ek gaan ook dans vanaand. Hy sê, dans. Hy sê, pastoor, dit het ek nog nooit gehoor. 'n Pastoor, ons het daai jare, het ons Saterdag aan 'n jeugdienste, jeugsaantrekke gehad. Pastoor, kan jy dit on? Jeugsaantrekke. Hy sê, pastoor, skaam jy jou nie? Skaam jy jou nie? Jy's 'n pastoor, nou sê jy gaan dans. By watter dans, watter orkes is dit? Ek sê, is die Pinksterkerk orkes. Halleluja! Hy sê nou, waar en dans? Ek sê in die kerk. Die koortjie sê, ek wil dans voor die Here, ek wil huppel as ek loop. Ek sê my broer, vanaand dans ek. My eie broer. Ek moet dit miskien vir u noem. Wat vir my so gesê het. Ek sê, Boeta, wil jy nie maar liewer vanaand saam met ons kerk toe gaan nie? Hy sê, jaar ouer as ek. Nou as jy weet nie, ek is my volgende verjaarsdag, is maar net 77 pastoor. Nog jong, ja. Ek vra eendag vir iemand, hoe ver is ou mense? Hy sê 50. Ek sê, kom 50. Hy sê, want baie ou mense loop so. Oh, ek is so lief vir die Here. 'n Broer staan hier nog by my in die kerk, hy sê, pastoor, ek is so lief vir die Here, ek skop sommer hierdie mikrofoonstuk in. Ek sal vir jy sê, as die seun van die Here op jou is, weet jy, jy's kosbaar vir die Here. Sê gou vir die persoon langs jou, jy's spesiaal. Sê vir hom, en die Bybel sê lieg nie vir mekaar nie. Halleluja. Nou, ek wil vanoggend vir u sê, hy is en bly dieselfde Here. Nou hierdie, hy sê ek gaan, en ek gaan weer terugkom. Ek wil vir u sê, kind van God, wees gereed. Wees gereed. Die hemel is 'n voorbereide plek, pastoor, vir voorbereide mense. Vanmôre wil ek vir die kinders van die Here sê, is 'n voorreg om saam met julle te wees. Is 'n voorreg om hier te wees. Wat vir u sê is, hy ou kosbare vrou van my wat ek gehad het. Die Here het my 'n kosbare vrou gegee. Nee, my kinders, julle het 'n goeie ma gehad.
Dan sê sy, nou hulle weet, as pa daar ingekom het, en hy is dik mond, en hy is nie ongemaklik, en hy vrou vir my sê, gaan spoeg het eers uit buitekant, dan kom jy terug. In hierdie huis is vrede. Lees jy haar hand so op my kop, sê, ag Here, help hierdie man van my. Skus Here, skus mamma. Alweer, ek het weer toets gedop. Hy sê, my vredegeer, maar weet jy die kosbaarste kind van God, hy sê, ek gaan om vir julle plek te berei. Ek gaan om vir julle plek te berei. Ek wil vanmôre vir u sê, liewe toer, liewe luisteraar, ek wil sê, ek is opgewonde. Die hemel is 'n voorbereide plek vir voorbereide mense. Halleluja. Ek is so bly die dag raak om. Ek is so bly oorwinning kom, want Jesus gaan kom. Halleluja. Hy gaan sy kinders kom haal. Ek wil vir u sê, liewe luisteraar, maak seker jy het vrede by die Here. Maak seker jou hart is reg by die Here. Miskien moet ek dit noem. Suster kom by my 1 jaar. Sy sê, pastoor, ek was nou al by al die dokters. Ken die vrou nie, ek ontmoet haar. Sê, ek was al by al die dokters, ek sukkel met migraine, hoofpyne, en ek kry nie genesing nie. Ek was al by hoeveel dokters, kry nie, ek noem dit vanmôre, want die Here het vir my gesê, 2 uur vanmôre het ek nog voor die Here lê. Gaan sê vir iemand, Jesus gee om vir jou. Kyk wat gaan gebeur. Vir iemand wat inluister, hoor nou mooi, spesiaal vir jou. Spesiaal, hoor. En die vrou kom by my, ek gaan nou vir etiese doeleindes nie haar naam noem nie, en sy kom by my, sy sê vir my, pastoor, ek het gehoor, dat jy bid vir die Here, en die Here antwoord. Ek sê, baie mense bid, en die Here antwoord. Sy sê, maar ek was al by die beste spesialiste, ek kry nie hierdie hoofpyne gebreek nie. Hulle sê, migraine, ek het alle medikasie al gebruik, niks werk nie. Ek sê, ek kan miskien nie die naam noem, Lorenza, ek sê, ek wil vir jou sê, die Here maak nog gesond. Sy sê, pastoor, ek was al by baie pastore, ek was by baie kerke, ek was by baie mense, by baie spesialiste, niks gebeur nie. Ek noem dit vanmôre, want 2 uur vanmôre sê die Here vir my, iemand hier, mense hier, gaan vanmôre oorwinning, genesing, verlossing kry. Hoor vanmôre, luister mooi. Ek wil dit stadig sê. 2 uur vanmôre sê die Here vir my, gaan sê vir iemand, sy genesing is vandag. Sy genesing is in binnekort. Hy gaan weet dat ek die Here sy God is, wat nog genees, wat nog verlos. Sy kom by my. Sy sê, pastoor, ek het gehoor jy bid. Sy is nie by my kerk, sy behoort in die volle evangeliekerk daai jaar. Sy kom by my in, sy sê vir my, pastoor, help my. En ek bid vir haar, ek sê, en die Here maak vir my iets oop, en ek sê, suster, het jy nie dalk 'n gevoel teen iemand nie? Sy sê, nee, pastoor, ek sê, nie jou familie nie, nie jou susters nie, nie jou broer nie, nie jou kinders nie, nie jou mense wat saam met jou werk nie, nee, pastoor. Ek sê niemand, nie eens een familielid, sê nee. Ek sê nie jou vrou nie, nie jou man nie. Sy sê, jy noem nie sy naam voor my nie. Ek bedoel, jou pa nie. Sy sê, jy noem nie sy naam. Ek sê, jou pa. Sy sê, pastoor, ek het 20 jaar laas met hom gepraat. Sy sê, ek haat hom. Hoor nou mooi, kind van God, liewe inluisteraar, hoor mooi. 2 uur vanmôre sê die Here vir my, gaan sê vir iemand, wat dieselfde pad loop. Jy het 'n gevoel, die Here weet het, jy kan hom of haar nie vergewe nie. Jy sit met 'n situasie. Ek sê vir haar, suster, wil jy nie maar jou pa vergewe nie? Iemand wat inluister vanmôre, iemand wat hier sit vanmôre, God praat vanmôre met jou. So mag my hemelse Vader, hy kan. Ek het een preek gepreek oor een ding wat God nie mag doen nie. Hy kan alles doen, maar hy mag nie alles doen nie. So mag my hemelse Vader julle nie vergewe as julle van harte vergewe nie. Sy sê vir my, pastoor, ek is jammer dat ons mekaar nou mooi verstaan. Ek wil met daai pa vir my niks te doen hê nie. 20 jaar praat ek nie met hom nie. Ek gaan nie met hom praat ooit nie, verstaan ons mekaar mooi. Ek sê, goed suster, ek verstaan mooi. Ek sê, dan kan die Here en ek jou ook nie help nie. Hoor mooi wat ek sê. Die Here en ek ook nie, ek stap by die deur uit. Toe ek by die trappe so afstap, hardloop sy agterna. Sy sê, pastoor, help my, ek kan nie so lewe met hierdie hoofpyne nie. Ek kan nie, spesialiste kan my nie help nie. Help my asseblief. Ek sê, nee, jy gaan jouself help. Sy sê, ek sê, vergewe jou pa.
van harte. Nie net met lippetaal om gesond te word nie. Dit moet pastoor, dit moet van harte kom. Van harte uit jou hart het miskien iemand hier vanmôre, iemand wat inluister vanmôre, wil ek vir jou sê, jy sit dalk met dieselfde gevoel, jy kan hom of haar nie, het jy dit al gesê, ek sal hom nooit vergewe nie, ek sal haar nooit vergewe nie, vanmôre is die boodskap vir jou, vergewe en word vergewe. Ek bid toe vir haar, sy sê, ek loop toe uit, sy hardloop my agterna, sê, pastoor, help my, ek kan nie meer met hierdie pyn lewe nie. Ek sê, nee, nou, as jy kan jouself help, bel jou pa, en sê vir hom, jy vra vergifnis, hy moet jou vergewe na 20 jaar. Pastoor, 20 jaar. Daai jaar het ons nog nie selfone gevat nie, sy slinger die vel, en ek staan naby om te hoor. En haar pa sê, my kind, 20 jaar, my kind, 20 jaar, ek het jou stem nooit gehoor nie. Sy sê, papa, ek vra papa, vergewe my wat ek papa vir 20 jaar gehad het. Sal papa my kan vergewe? Vergewe my en ek hoor hy huil aan die ander kant. Ek hoor sy huil aan die ander kant. Hier by my is sy huil. Sy sê papa, ek vergewe pa volkome. Vergewe my pa. Ek wil vandag sê ek is lief vir pa, maar ek kan nie so aangaan nie. Ek doen dit nie net om gesond te word, ek doen dit uit my hart uit en sy huil en hy huil en ek huil toe saam. If you can't beat them, join them. Halleluja! Prys die Here, ek bid. En so 2 maande daarna, bel Dr. Parsons my. Hy sê, pastoor, kan jy asseblief spreekkamer toe kom? Daar is 4 dokters. Hy sê vir die een dokter, jy hanteer die pasiënte. Hy sê, ons 3, wil hierdie pastoor onder 4 oë sien. Hy druk die deur agter my toe. Hy sê, pastoor, ons het baie ernstige saak met jou te praat. Ek sê, dokters, nou, jy gaan dokter toe nie, die dokter roep jou nie. Want as dit geld, dan gaan jy betaal. Dokters, ek weet, julle werk daarvoor so. Kom in. Druk die deur agter my toe. Hy sê vir my, die mevrou, en hy noem die van. Ek sê, ja. Hy het eers die van genoem, en ek het net die naam geken. Ek sê, nee, ek ken nie die van nie. En hy noem die naam. Ek sê, ja nee, die vrou is so 2 maande terug by my gewees. Sy is nie in my gemeente nie, maar ek het saam met haar gedeel en vir haar iets gesê en vir haar gebid en so aan. Ek het dit met haar gedeel. Hulle sê, pastoor, ons wil weet, wat het jy gesê? Hy sê, gister toe kom hierdie vrou in. Of nou die dag, toe kom die vrou hier by die spreekkamer in. En ek het die spuit al klaar reg om haar binnenaars in te spuit. En, maar sy is mooi, haar gesiggie is mooi, sy lyk pragtig. Sy sê, nee dokter, ek kom nie hier nie. Ek kom net vir jou sê, ek is gesond. Hy sê, mevrou, ek verstaan nie. Ons het nou jou die beste spesialist in Johannesburg in Pretoria toe gestuur. En nou sê jy is gesond. Jy lyk anders, jy praat anders, wat het gebeur? Hy sê, ek het myself gesond gemaak. Sê, sister, nou moet ek plaas jouself, dokter, as jy dalk inluister, sal jy verstaan waarvan ek praat. En sy sê, ek het myself gesond gemaak. Sê, wat het gebeur? Sy sê, ek het geleer, so mag my hemelse Vader julle nie vergewe, as julle nie van harte vergewe nie. En sy vertel hom en hy sê, nou, wat het gebeur? Sy sê, nee, ek was net met pastoor Attie gewees. En toe sê hy vir my, hy wou nie vir my bid nie. Hy het my sê, ek moet vir myself bid. Wat se pastoor is dit? Maar baie maal pastoor bid ons, laat ons blou word en niks gebeur nie. Hy pastoor bid en niks gebeur nie. Hy sê, ons wil net vir jou sê, ons het hierdie vrou gister onder die toetsing gesit, wat ons kon, al 4 van ons, die een is toe ons nou nie saam daar nie. Al 4 van ons het hierdie vrou ondersoek, en toe besef ons, hierdie vrou is volmaak gesond, alle toetse is negatief. Wat het gebeur? Ek sê, die Here het haar gesond gemaak, dokter. Ek sê, weet jy wat, kind van God, liewe broer, liewe inluisteraar, hoor nou vanmôre, jy kan genesing kry, jy kan oorwinning kry, kom net by die Here uit, want daar roep die koortjie dit uit, o die vrede wat hy gee, dit word nog altyd meer, na mate ek hom beter kry, ken halleluja, en omdat hy leef, sien ek kans vanmôre. Halleluja. Want weet jy wat sê hy? Hy sê, want 'n kind is vir ons gebore. Jo, en hier is my so mooi. En hy word genoem wonderbaar. Raadsman,
sterke God, ewige Vader. Nou ek het hier geskryf, wonderbaar. Die ou koortjiedigter roep uit en sê, is hy nie wonderbaar, wonderbaar. Jesus red en genees en hy doop nog met sy gees. Halleluja. Is hy nog vir jou wonderbaar? Sê gou vir die persoon in die Bybel, sê lieg nie vir mekaar nie. Draai die persoon langs jou, dan sê jy vir hom, hy is nog vir my wonderbaar. Draai na die ander kant en sê, oh, I love him too much to fail him now. Oh, nou ek het hier geskryf, hy maak my hele lewe nuut. Hy maak my hele lewe nuut. Vanmôre sê ek, hy maak nog lewens nuut. Hy maak nog nuut. Hy maak nog nuut. Hy breek nog bande. Hy verbreek nog kettinge. Hy genees nog. Hy verlos nog. Ek wil vir jou sê, hy voorsien nog. Hy onderneem nog. Halleluja. I don't know about tomorrow, but one thing I know, he holds my hand. Steek jou hand so uit en sê, Here, hou my hand vas. Ek voel iemand gaan pastoor vanmiddag die telefoon laat lê en vergifnis vra en jy gaan oorwinning kry. Ek wil hê die pastoor van ons, kosbare pastoor, vir hom kom sê van jou genesing, jou wonderwerke, jou voorsiening, jou onderneming. Ek voel vanmôre, ek wil vir jou bid vanmôre dat die Here jou vergewe en jy gaan vergewe. Prys die Here. Nou ek sê, hy maak my hele lewe nuut. Nou hy sê, raadsman, ken hom in al jou weë, dan maak hy jou paaie gelyk. Ken hom in al jou omstandighede. Nou hoor ek het hier geskryf, jare terug, toe koop ek 'n motorkarretjie in die dorp, en ek koop in die motorkarretjie, splinter nuwe Mazda 616, daai jare van die ouer mense. En ek kom by die huis aangery, so buis een met 'n vinyl top. En ek kom by die huis aangery. My vrou sê, en die? Ek het hom gekoop. Sê, het jy by die Here okay gekry? Het jy gevra? Ek sê, nee, is 'n mooi kar gewees, toe ek in die dorp kom, toe like ek hom. Toe koop ek hom. Sê, jy preek dan altyd, sê, ken die Here in al jou weë. Moes jy nie die Here geken het, ook met hierdie kar koop nie. Ek ry garage toe, hy sê, pastoor, ons kan hom nie terugvat nie, hy is klaar op jou naam geregistreer. As ek daai kar ry, ry hy en ruk hy. Nou ry my vrou om, dan ry hy en ruk hy. Splinter nuwe motorkar uit die boks uit. Dan vat ek hom garage toe, dan ry die mechanic om, dan ry hy en dan bekeer hy niks nie. Dan klim hy langs my en dan ry ek, dan bekeer hy niks nie. Dan ry ek huis toe, dan ruk die kar. As ek wegdraai. My vrou het so mini gehad. Ons ry eerder met die mini as met die nuwe Mazda. Dan ry my vrou om, dan ruk hy. Vat ek hom garage, meneer, hierdie ding is iets fout. Dan klim hy langs my vrou in, dan ry die kar en bekeer hy niks nie. Sê, nou, hierdie kar is iets verskrikliks. Gaan ek sê, Here, ek wil vanmôre vir iemand sê, ken die Here in al jou besluite. Ken die Here, nou my lang storie kort, maar toe gaan ek en ek vat daai kar en ek gaan verkoop hom op 10.000 kilometer of wat ook al. Net omdat ek nie geluister het nie, vir iemand vanmôre, ken die Here in al jou weë, dan maak jy jou paai gelyk. Nou ek het dit geskryf, ewige Vader, sterke God, en hoor nou mooi, as ek maar net geweet het, vir iemand vanmôre sê, as ek maar net geweet het, sou ek baie ander besluite geneem het. Toe Suster Gerda in die hospitaal was, gaan sien ek haar die môre, die in sy operasie gehad en alles pragtig afgeloop, goed afgeloop. Die volgende môre gaan stap sy, vat die fisio haar en loop, hulle ons vroeg loop, net die volgende môre. Operasie sukses. Loop en sy terugkom by die bed, sak sy mekaar 'n hartaanval, sy muur onmiddellik dood. Halfuur probeer sê vir my pastoor, sy het onmiddellik gesterf, toe sy sak was sy weg. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, as daar ooit 'n godsvrou was dit daai vrou gewees. Ek dink sy kyk seker nou af, mamma, ek sal my bes te doen, hoor. Kosbare vrou gewees. Mis haar, maar weet u wat? Nou sê hy, vredevors. Dan sê die ou koortjiedigter, o die vrede wat hy gee, dit word nog altyd meer na mate ek weet. Vir iemand wil ek vir jou sê, kry vrede in jou hart. Kry vrede, want vrede koop jy nie oor 'n toonbank nie. Vrede kry jy nie by Checkers nie. Vrede kry jy op jou knieë. Vrede kry jy by die Here. En hoor nou mooi, vra die Here vir daai vrede. Hoor nou, kind van God, kry vrede met jouself, kry vrede met ander, luister mooi. Pastoor, jy ken nie my vrou nie. Jy sê my,
Oom Johan, hy sê vir my pastoor, ek sê, iemand sê, ou mense, vroumense en kinders, ek sê weer vir u, toe ek nou vir hom sê, oom Johan, luister nou mooi, dit maak sin, hy sê vir my, ou mense, vroumense reg pastoor, maar ou mense, vroumense en kinders reg, maar pastore ook, so wil ek vir u sê, 'n pastoor kan ook foute maak, 'n pastoor, as ek hierdie pastoor knyp, gaan hy ook sy eina, ek weet net nie hoe hard moet ek knyp nie, maar in elk geval, 2 Samuel 1 vers 27, dan mag ek afsluit. Hy sê hoe die helde geval en oorlogswapens verlore gaan. Kinders van die Here wat verlore gaan, hoor mooi. Eerste is jou gebed. Gebedslewe. 'n Mens verloor jou gebedslewe maklik. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jy beweeg in die Here. Begin, weet jy wat, op berge en in dale, oral is God. As jy watter omstandighede, watter situasies, so ek net of ek sê, toe ons in daai motorkar sit, en ons besef net, gaan ons dit maak, of gaan ons dit nie maak nie, maar ons ken hom ook in daai omstandighede. Gebed, en ons is, want weet jy wat, jy is duur gekoop. Sê gou vir die persoon, ek is 'n duur gekoopte, ek is spesiaal. Amen. Ja, pastoor, sê vir jou vrou, hoor. Halleluja. Sê gou vir die persoon langs jou, ag sê vir jou man, ek weet dit. Halleluja. Dit is so lekker om die Here te dien. Prys die Here. Nou, die salwing. Hy sê, wat ons in hierdie tyd nodig het, is om krag te ontvang, want die salwing van die Heilige Gees is baie nodig in deesdae. Die salwing. Weet u wat? Die heerlikheid van die Here. Ons het nodig, kinders van die Here, in luisteraar, hoor nou mooi vanmôre, ons het die salwing nodig. En dan weet jy wat baie verlore gaan het, is blydskap. En hy sê hierdie mooi woorde, hy sê, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Ek wil vanmôre vir julle sê, ek wil ou mense sukkel. Ek is so bly ek is nie ou mense nie. Pas, kry man in die dorp. Pastoor, ek is ook meer vandag se kind nie hoor. So ek kan dit sien, broer. Hy sê, as jy my ouderdom het, sal ek weer eendag vir jou vrou hoor, as jy my ouderdom het. Ek is toe so 73, daai tyd. Hy sê, jy weet, ek het ook laas maand 70 geword, hoor. Ek sê, oom, jy moet net vir my sê, oom. Hy sê, laat ek net jou ID sien. En daar staan 2 ander manne by. Hy sê vir hulle, kyk 'n bietjie hoe oud is hierdie pastoor. En daar is die 2 manne. Die een sê hy is 62. Die ander sê hy is 72. En hier staan die 2 manne in stry. Die een sê 62, die ander sê 72. Ek vat my ID-boekie. Ek sê net vir jou, ek sê jy net gou terug aan skool toe hoor. Ek is 72 en nie die 62 nie. So, and the joy of the Lord is my strength. En nou, hoor nou mooi, het jy jou verwagting wil klaarmaak. Het jy jou verwagting nog by die Here? Wat sê ons vanmôre? As jy vrede wil hê, so ondersoek jou hart. Vrede wil hê, vergewe en word vergewe. As jy wil seën hê, begin te seën, begin te voorsien, begin te onderneem. Weet u wat? Begin sommer by jou eie huis. As jy vanmiddag by die huis kom of ander kant, sê vir jou vrou, ek is baie lief vir jou. Sy mag dalk vir jou vra, wat wil jy hê? So lekker om die Here te dien. So lekker om 'n kind van die Here te wees. Nee, my kinders. Huh? My vrou, ag, sy is kosbaar. Wat sê my skoonseun? Ja. Hy is net ouer as ek, hy is die baard te lank geword. Maak klaar. Verwagting. He's coming back again. He went away, but not to stay. Luister mooi, het jy vrede in jou hart vanmôre? Het jy daai vrede in jou hart vanmôre? Vrede vroeër onbekend. Vrede. Hoor nou mooi, hoe die helde geval. Helde het geval as gevolg van hulle gebedslewe wat hulle verongeluk het. Salwing wat hulle verloor het, hulle blydskap wat hulle verwagting. En vanmôre wil ek afsluit om vir jou te sê,
terugkeer na die Here toe. Gemeente, hierdie kosbare gemeente, kosbare pastoorspaar, kosbare gemeente, so lekker om hier by julle te wees. Lekker om hier te kan wees. Kosbare gemeente, jy's kosbaar vir die Here. Ek wil klaar maak, sê gou vir die persoon langs jou, jy's ook kosbaar, hoor. En die Bybel sê lieg nie vir mekaar nie. Sê jy moet nie nou verkeerd doen sê. Halleluja. Jy kan jou vrou miskien vanmiddag uitvaar vir 'n milkshake. Hy sê, as jy bogenoemde weer gevind het, dan kan jy sing, hy maak my hele lewe net. Is dit nie nodig vir jou vanmôre, om weer nuut te word, salwing te kry, heerlikheid te kry, vrede te kry, blydskap te kry. Ek sê hoe die oorlogswapens verlore gegaan. Hoe het jou lewe gekom? Vanmôre is ek hier om vir jou te sê, hy gaan jou weer blydskap gee, hy gaan weer jou hele lewe nuut maak. Want weet jy wat? He's coming back again. He went away, but not to stay. He's coming back again. Halleluja. En hoor nou, ek sluit af. Wat sê hy? Wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, in Saudi-Arabië en daai plekke, het hulle nog nooit soveel reën gehad so wat hulle nou het nie. Die hele wêreld is deur mekaar. Tekens rondom ons verklaar. Kinders van die Here, liewe inluisteraar, hoor vanmôre. Kom ons kry klaar met die dinge van die wêreld. Kom ons kry die Here in ons hart en ons lewe. En sê die Here en ek gaan die beste van die res van my lewe maak. Die Here en ek gaan aanhou. Halleluja. With Christ in the vessel, I can smile at the storm. Halleluja. As jy hom in jou lewe het, kan jy opkyk en sê, omdat hy leef, sien ek kans vanmôre. Prys die Here, kom ons staan op ons voete. Prys die Here voor ek oorgee. He's coming back again. En nou sluit ek met die laaste sinnetjie. Nie meer baie lank, dan gaan ons Jesus sien. Halleluja, halleluja. Hoor nou mooi. Ek wonder of ons nie een van daai koortjies ons voorsangers se pastoor gaan oorgee. Kan ons nie ewe, ek sluit om vir jou te sê terwyl jy staan, gaan maak reg. Vergewe, word vergewe, kry vrede in jou hart, dat jy die blydskap van die Here weer kan hê. Hy wil jou hele lewe nuut maak. Hy wil jou omstandighede verander. As daar iemand is, gaan vra dat jy die oë sluit. Niemand kyk nou rond nie. Niemand nie. Ek wil vanmôre vir jou vra. As jy vanmôre vrede by die Here nodig het, as jy vanmôre moet vergewe, as jy vanmôre moet sê, Here, ek moet vanmôre sê, eina, as jy by die huis kom en jy moet vergifnis vra, moenie as die ander persoon vra, wat wil jy nou hê? Vir hom sê, ek soek net vrede met jou en by die Here. Ek wil oorwinning, genesing, verlossing en vrede hê. As jy vanmôre vrede wil hê, vergewe. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, U wat die hartekenner is, U wat die niereproewer is. Here, U wat vergewe, wat red, wat genees, wat verlos, wat bande breek, wat kettinge verbreek. Ek wil vanmôre vra, Here, dat U nou by elkeen wat luister, elke inluisteraar sal stil staan. Here, as daar vanmôre nodig is vir vergifnis, wil ek bid dat U sal vergewe, dat U sal red, dat U sal verlos. Here, elkeen van ons het vanmôre nodig om opgewek te word, vergewe te word, dat ons mekaar sal vergewe en dat U ons kan vergewe, Here, dat ons 'n blydskap sal kan wandel en sê, die Here is my krag en my psalme, because He's coming back again. He went away, but not to stay. He is coming back again. Ons wil gereed wees, want nie meer baie lank, dan gaan ons Jesus sien, en ons gaan hom kroon as koning van die groot heelal. Ek wil nou bid, Here, vir elkeen wat hier is, elkeen wat inluister, waar hy of sy ook mag wees, wil ek nou bid vir vergifnis, vir redding, vir verlossing. Here, as daar genesing nodig is, genesing, redding nodig is, redding, verlossing nodig het, verlossing, vrede nodig het, vrede, want U gee die vrede. Ek bid nou in die kosbare naam van Jesus, dat U nou by elkeen stil staan, en dat U mooi naam verheerlik word. Seën elkeen wat inluister, elkeen wat hier is vanmôre, tot eer en tot verheerliking van U lieflike naam, en U kry al die eer en lof in ons harte, en die volk van die Here sê amen. Kom ons gee die Here hande klap, dan gee ek oor pastoor. Baie dankie. Ons dank die Here vir sy kosbare woord. Oom Attie, kyk daar vir die kamera, jy's nog aan die brand. Kom ons gee vir die Here 'n lekker hande klap. Baie dankie. Amen. Ek gaan hom nou jonk hou hierso. Hy praat so oor, hy wil vir ons laat voel hy's jonk. Nou ek gaan hom jonk hou hier. Amen. Dit was 'n groot blessing gewees. Net voor sy vroutjie oorlede is, was ek by haar gewees.
En sy wou my so graag kom sien het. Toe sê, kom net eers hier uit. En die volgende oomblik, toe woon sy hier uit en woon in by die Here. So, ek wil hê jy moet gou jou hand net op iemand sit, iemand se skouer liggies. En dan bid jy hierdie gebed, sê Heilige Gees, seën hom of haar met u vrede, kom. Hy het gepraat oor vrede vanmôre, seën elkeen met vrede, Here. Vrede, ontvang dit nou. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Kom, ek wil hê jy moet dit beleef. Hierdie is 'n plek van vrede. Hy maak my hele lewe nuut. Hy maak my hele lewe nuut. Hy maak my hele lewe nuut, Here Jesus, hy maak my hele lewe nuut. Hy maak my hele lewe nuut. Hy maak my hele lewe nuut. Glo jy dit? Hy maak my hele lewe nuut, Here Jesus, hy maak my hele lewe nuut. Lig jou stem. Hy maak my hele